Hallo vriende, wat 'n voorreg om weer eens saam met julle te verkeer in Christus. Kry vir jou 'n lekker koppie koffie en of 'n lekker tee en ons kuier graag saam in die woord. En ek wil jy sê ons moet kyk na Psalm 81, maar ook Jeremia 2. So pause, lees hierdie hoofstuk en geniet dit. Ons titel van die dag is Drink by die fontein van lewende water. Ek wil jou vandag nooi. Ja, ek wil jou vandag nooi om 'n oomblik saam met my te dink oor 'n eenvoudige maar diep vraag. Waar les jy jou dors? Psalm 81 is 'n wonderlike uitnodiging van God self. Hy sê, ek is die Here jou God. Maak jou mond wyd oop en ek sal dit vul. Dit is so 'n pragtige beeld. God sê hy wil ons voed. Hy wil ons versadig. Hy wil vir ons gee wat ons regtig nodig het. Maar daar's 'n probleem. Die volk wou nie luister nie. Hulle het ander dinge belangriker gemaak as God. Nou om dit in te trek van Jeremia 2, sê die Here, my volk het my, die fontein van lewende water, verlaat en vir hulle 'n gebarste waterbakke gekap wat nie water hou nie. Nou, dink ek ons almal ken daai gevoel. Jy hardloop van die een ding na die ander. Jy probeer jou dorsles met jou werk, sukses, jou kinders of dalk mense se aanvaarding. Party van ons probeer dit selfs met ons foon, ure op sosiale media, maar aan die einde voel jy steeds leeg. Jy probeer jou eie waterbak te kap, want ons wil nie wag die Here nie. Dis omdat dit alles net gebarste waterbakke is, dat ons besef, die water gaan dalk hou, maar dit loop uit. Dit hou nie. Die Here sê, kom terug na die fontein, kom terug na my. Ek wil jou dors les, ek wil jou vrede gee, ek wil jou dra. My bak is nie gebars nie. Miskien voel jy moeg, dalk uitgeput, of dalk leeg van binne. Dan wil ek vandag vir jou sê, daar is hoop. En nie die hoop wat net 'n rukkie hou, en dan leegloop nie, soos 'n gebarste put nie. God nooi jou na homself toe. Hy sê, maak jou mond wyd oop en ek sal dit vul. En weet jy wat? Wanneer jy tyd saam met hom spandeer, in stilte, in gebed, in sy woord, ontdek jy dat hy regtig jou dors les. Jy moet jou kant bring. Jy moet wag, vertrou, doen, bid, groei. Nie net vir 'n oomblik nie, maar vir altyd. Want hy kan nie net jou dors les net vir 'n oomblik nie, maar ook vir altyd. So, die vraag waarmee ek jou wil los is, wie se stem gaan jy hierdie week dan volg? Wie se stem gaan jy regtig na luister? Die geraas van die wêreld? Of die stem van die Here wat sê, ek is jou God, ek sorg vir jou. En ek is lief vir jou, my kind. Ek wil vir jou lewende water gee, wat jou dors les. Kom ons bid saam. Here, ons God, ons bely dat ons dikwels ons dors probeer les by dinge wat nie kan hou nie. Ons hardloop na die wêreld se gebarste waterbakke, en tog bly ons leeg. Vergewe ons, Here, trek ons terug na U, die fontein van lewende water, vul ons met U vrede, U liefde en U krag. Leer ons om stil te word en te luister na U stem, en help ons om tyd saam met U te koester, bo alles anders. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Baie seën, en mag jou dors geles word.